In hierdie diens word nagmaal bedien. Sluit saam met ons aan by die tafel deur die eie brood en wyn voor te berei. Is jy reg vir die woord? Daar's 2. Enigiemand anders reg vir die woord? Die woord van die Here gaan die lewe verander. Ek moet dit anders te stel, die woord van die Here het die potensiaal om die lewe te verander. Hoe weet 'n ou wanneer jy op die merk is of van die merk af is, of hoe weet jy waaroor jy gaan praat die regte tema is vir die groep mense met wie jy deel? Nou ek en Hugo, die titel van my boodskap is Die Leeu en die Lam. Nou ek en Hugo het nie gepraat nie. Wat was die eerste lied wat ons gesing het en wat was die eerste 2 verse? Die leeu van Juda. Dat is Jesus, die leeu van Juda. Ja. Jesus die leeu van Juda. Ja. Ja? En wat was die volgende vers? Vlekkelose lam. Vlekkelose lam. Ek weet nie van u nie, maar ek is mal oor Jesus. Ek is mal oor hierdie koning wat so belangstel in my en jou, dat hy vir ons sal bevestig. Dankie Hugo. Die tweede lied het ons gesing oor sy heerlikheid en goed. Dit was ook 'n bevestiging. So, jy het goed gedoen. Jy was deur die Gees gelei. Dit was my vrou. Alles werk met goeie mee. Die Bybel sê, sonder geloof is dit half moontlik om God te behaag. Nee, die Bybel sê nie dit nie, nee. Die Bybel sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoekom? Want die wat na hom toe kom, moet glo dat hy wat? Dat hy is, dat hy bestaan en dat hy wat is? 'n beloner is vir die wat hom soek. Praat met my, julle hoef nie skaam te wees nie. Ek is een wat ongemaklik moet voel hiervoor. Julle moet dit praat met my. Wat jy vandag uit hierdie tafel uit gaan kry, gaan afhang van wat, dink jy? Van my? Maak so. Julle kom ons speel almal saam. Nee, dit hang nie af van my nie. Van wie hang dit af? Ja. Van wie hang dit af? Van Jesus en van wat? En van jou. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Jy kan hier by mekaar kom as ek vir jou moet vra, wat beteken nagmaal vir jou? Want elke persoon in jou gedagte, wanneer iemand die woord gebruik, nagmaal, dan dink jy iets. Jy sal dink, Jesus het vir my gesterwe. Daar's verlossing in die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus het my gereinig van wat? Van alle sonde. Die bloed van Jesus het my gewete gereinig van wat? Van dooie werke om wat te doen? Om die Here te dien. Die vergifnis van sonde is bepaal deur hierdie tafel. Die saligmaking wat ek verkry het in Jesus was bepaal deur hierdie tafel. Die vryheid wat ek nou het in Christus Jesus was bepaal deur hierdie tafel. Die genesing waarop ek aanspraak maak was bepaal deur hierdie tafel. Dit maak nie saak waarna jy kyk nie, vir elke persoon vandag kan hierdie tafel enigiets beteken. Ek en my vrou het die voorreg om Sondagoggend doen ons kerk in die Afrikaanse kerk op die Gold Coast en daarna gaan ons na Engelse kerk toe en hulle doen elke Sondag nagmaal. Daar's mense wat elke Sondag doen. Ek weet van mense wat dit elke dag doen. Maar ek vind vir myself baie keer verloor ek die waarde van wat ek doen, want dit begin 'n tradisie word of net 'n ritueel. Ek doen dit uit 'n ritueel uit en ek dink ja, dis die vergifnis van sonde. Dankie vir die liggaam, dankie vir die bloed en ek doen my dingetjie en as ek klaar is, dan voel ek beter oor myself en ek gaan aan met my dag. Mag die Heilige Gees ons help vandag dat ons nooit weer na die tafel dieselfde sal kyk nie.
en dat hierdie boodskap jou lewe sal verander. Want ek wonder hoe sien die hemel hierdie tafel vandag. As ons nie opvang met wat die hemel sien nie, gaan ons sien wat ons sien. Ons gaan dink en luister vir my, ek sê nie dis wat jy doen nie. Maar ons vat hierdie tafel en ons cheapen hom. Ons maak hom goedkoop. Ja, Jesus het vir my gesterwe, sy bloed is genoeg, hy het dit vir my gedoen. Ons het gesing en dit het my geroer en ek gaan bietjie opgewonde raak. Vir die wat nie van opgewonde hou nie, vergewe maar, hoor. Die Here help u en help my om kalmer te wees, maar ek kan nie kalm wees nie. Daai ding het gesê, hoe kan dit in my binnekant kalm wees terwyl ek weet dat daar iemand in my plek aan 'n houtkruis vasgeslaan was vir my, om my vry te maak van sonde, om my vry te maak van veroordeling, om my vry te maak om te wees alles wat hy wil hê ek moet wees. Hoe kan my mond stil bly? Hoe kan ek nie opgewonde wees nie? Hoe kan die voete wil stil staan en net sê, ja, Jesus is my redder en my saligmaker? Ek wil vir u sê, ek hoop aan die binnekant, gebeur daar iets in jou, is die strome van lewende water besig om uit die uit te vloei. Hier kom die baas, laat ons net sien wat hy sê. Die lig. En daar was lig. So ek gaan opgewonde raak oor hierdie Jesus wat ek dien. Vriend, hier gaan nie oor 'n kerk nie. Ek wil jy met my mooi luister vandag. Hierdie gaan oor 'n persoon. Sy naam is Jesus Christus. Hy was aan 'n kruis vasgenaal vir my en vir jou. Ek en jy kan sê, ja, ek verstaan wat die tafel beteken, dit beteken vir my die en vir daai, en daar's nie 'n manier hoe ek en jy vandag miskien verby Jesaja 53 kan gaan, om te kyk wat gedoen was, en die rede hoekom dit gedoen was. Wat was die rede hoekom hy gedoen het, wat hy gedoen het? Want ons kan verstaan dat God sy seun gevat het, en hom oorgelewer het. Ek weet nie of ons verstaan nie. My kop kan nie verstaan nie. Dat jy die liefling van die hemel, die woord homself, wat alles gemaak het, uit alles bestaan, wat alles by mekaar hou, dat jy as God die Vader daar staan en jy sê, ek soek hier die kinders terug, ek wil 'n verhouding met hulle hê. Ek wil nie 'n kerk met hulle hê nie, ek wil nie 'n godsdienst met hulle hê nie, ek wil 'n verhouding met hulle hê, ek soek hulle terug. Ek het nie 'n manier om hulle terug te kry nie. Daar's nie 'n manier wat ek kan doen nie. Wat gaan ek doen? En die woord sê, ek sal vlees word en onder hulle gaan woon en vir hulle wys wat is moontlik met iemand wat gevul is met God se gees in regte verhouding met die Vader, hoe om te lewe. En ek sal my lewe vir hulle gee. Ek wat geen sonde ken nie. Ek wat niks van daai sonde het nie. Ek sal sonde vir hulle gemaak word, sodat hulle kan wees die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis my happy dance. Jy weet wat, en asseblief moenie hoor dit as kritisie nie. Ek kan net nie dit help nie. As jy werklik verstaan wat ek vandag vir jy sê, gaan jy nie kan help nie. Jy kan nie help nie. Dit maak nie saak wat my broer langs my sê nie. Dit maak nie saak wat my suster sê nie. Dit maak nie saak wat die ou, wat gaan hulle van my dink? Hulle dink dit in elk geval. Daar is 'n lewe wat vir jou betaal het. Daar was 'n kosbare bloed wat vir jou geskenk was, sodat jy kan vry wees van elke vyand, sonde, die dood, noem dit. Maar iemand moes kom betaal. Jesus moes die woord word en vlees word en onder ons kom woon om vir ons te wys. Vader sê, wie sal gaan? Jesus sê, ek sal gaan. Ek sal vir hulle gaan sterf. En toe hy terugkom en hy staan op uit die dode, raai wie staan saam met hom op? Ek is saam met Christus. Wie ken die vers? Ek is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Wie van u lewe nog vandag?
Het jy geweet dis die ego en die eie ek wat nie wil excited raak nie. Net in geval mense gaan iets sê of ek wil nou nie soos die apostolies wees nie, ek wil nou nie so die Pinkster nie, ek wil nou nie over the top gaan nie, ek wil nou nie oorboord gaan nie, ek wil nou nie dien nie. Weet jy, die Bybel sê dat Dawid toe hy daai voor daai ark gedans het, die Bybel sê hy wou uit sy vel uit klim. Wanneer laas het jy uit jou vel uit wou klim? Oor die opgewondenheid van die Gees van God wat in jou is. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, wat nou aan die binnekant van jou is. As jy vanmiddag 'n kind van God is dieselfde Gees wat hom opgerig het uit die dode, is vandag in jou. Daai selfde lewe. Alright. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Met wie se krankheid was hy bekend? Maak so. Soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans. Dis 'n mooi woord. Toe ons hom nie ag nie, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Wie se krankhede het hy geneem? Nie syne nie, nie God se nie. Hy het jou krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Luister na daai woorde. Wie het hom oorgelewer? God. Om verdruk te word. Kan jy dink om jy vat die liefling van die hemel, sonder sonde, sonder vlek, absoluut die geregtigheid van God, en jy vat hom en jy gee hom vir die Satan en jy sê daar's hy gaan vir ander betaal. Daar gaan 'n kerkie wees op die Sunshine Coast op hierdie dag en hulle gaan miskien verstaan wat hy doen. Want ek wil hê jy moet met hom doen wat jy wil, doen wat jy nodig het om te doen, want daar's 'n prys wat moet betaal word. En mag die Here ons help dat ons verstaan wat betaal was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. As ek jou 'n klip gee en ek sê verbrysel die klip vir my, hoe lyk die klip as jy verbrysel is? Jy kap hom nie en hy val meer, daar ek die klip verbrysel nie. Hy word stof. Hy was oorgelewer om vir jou verbrysel te word. Ek wonder wat is my en jou klagte vandag. Hoe moeilike week ons gehad het, hoe moeilike maand ons gehad het, hoe moeilike... Wanneer jy in die lig staan van wat hierdie koning vir jou en vir my gedoen het, dan besef ek weer eens, hoe arm is ek regtig in myself. En hoe ryk is ek in hom. Want toe ek het nie kon doen nie, toe kom doen hy dit vir my. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons kan nogmaal vat op dit en dis genoeg. Stem jy saam met my? Is jy saam met my? Ek voel alleen. Smile vir my. Sê is okay, julle kan smile, is alright. Maar nou gaan ons heavy raak. Nie regtig nie. Ek wil hê vir die volgende 20 minute moet jy soveel geloof kan optel as wat jy kan. En jy moet mooi luister. Wat gebeur in die hemel met hierdie koning? Wat gebeur in die hemel? Hoe reageer die hemel op hierdie tafel? En wat gedoen was? En dan wil ek hê dat ons moet kyk, hoe reageer ons op hierdie tafel vandag?
Openbaring hoofstuk 5. Johannes skryf, hy sê, en ek het aan die regterhand van hom wat op die troon sien, 'n boek gesien. Van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep. En wat sê engel? Sterk. Engele is redelik groot en hierdie een was sterk en hy het met 'n groot stem uitgeroep. In die hemel as hy met 'n groot stem uitroep, dan beteken dit die hele hemel hoor die stem van hierdie engel, sterk engel. Wat roep die engel uit? Wie is waardig om die boek te oop te maak en sy seels te breek? Op daai oomblik staan die hele hemel stil. Almal is besig om te wag. Wie is waardig om die boek te neem? As dan niemand waardig is om die boek te neem nie, dan val die hele verlossingsplan plat. Dan is daar geen verlossing vir my nie. Alles wat God beplan het van die begin tot die einde val plat, want daar's niemand wat die boek kan oopmaak nie. Daar's niemand wat waardig gevind word om hierdie boek oop te maak, die seels te breek en hierdie boek te lees nie. Niemand nie. En wat is Johannes, wat doen hy? Want die Bybel sê, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Niemand nie. Ek wonder net weer eens, of ek en jy besef waarmee ons te doen het vandag. Jy praat nie van 'n gewone mens nie, vriend. Wanneer dan niemand, kan jy dink vir jouself vir 'n oomblik, al die engele in die hele hemel, duisende per duisende per duisende, al die wesens, al die geestelike dinge, alles, daar's niemand waardig nie. En tog kom ek en jy as 'n klein gemeentetjie, as 'n individu, en ons gaan deelneem aan die liggaam van die een wat waardig is. Niemand waardig gevind nie. Wat doen Johannes? En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Ek het geween, daar's niemand nie, die hele ding lyk of dit tot 'n klimaks gekom het, en daar's nie 'n antwoord nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu van die stam van Juda. Kyk, die leeu van die stam van Juda. Wanneer hy sê kyk, wie kyk? Almal kyk. Alles kyk. Almal, alles stop om te kyk. Want daar moet iemand gevind word wat waardig is. Dan moet iemand gevind word wat die boek kan oopmaak, die seels kan breek, die boek kan lees, dan moet iemand wees. En die ouderling sê, moenie ween nie. Kyk, die leeu van die stam van Juda. Die wortel van Dawid, en hier is die volgende 2 woorde, is baie belangrik, het oorwin. Is julle bly daaroor? Hy het oorwin. Die leeu van die stam van Juda het oorwin. En hy is waardig om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Nou hoor hy die stem, die leeu van Juda, en hy draai om en kyk, en die Bybel sê, en ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon, en van die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n, wat sal jy en ek verwag om te sien? 'n leeu. Maar wat staan daar? Staan 'n lam. Wow. In die middel
Groot proclamation. Die leeu van die stam van Juda. En ek draai hom en ek kyk en ek sien 'n lam. En kyk, ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en in die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit en toe hy die boek neem, gebeur daar iets. Ek wonder of jy net saam met my, miskien is u nie iemand wat die verbeelding kan gebruik nie of baie gebruik nie, maar probeer. Skep net vir u hierdie gedagte. Of nou klein is, groot is, maak nie saak nie. Hy sit God die Vader op hierdie troon, uit hierdie boek, niemand is waardig nie. Johannes ween, want niemand is waardig gevind nie. Die engel het uitgeroep, wie is waardig, wie kan gevind word? En die ouderling sê, moenie bekommerd wees nie, die leeu van die stam van Juda, die lam van God. En die Bybel sê, en toe hy gegaan het, en toe hy die boek vat, toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sitters en goue skale, vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Kyk wat gebeur in die hemel, toe hulle verstaan wie die lam is. Kyk wat gebeur. Ons praat van die 24 ouderlinge, in hoofstuk 4 sal jy sien, hulle het almal krone op, goue krone. En wanneer hulle kom by die lam, dan vat hulle krone af, en hulle buig en hulle sit hulle krone neer, want jou kroon beteken niks wanneer jy by die lam kom nie. Dit wat jy in jouself dink of doen, of wat dit beteken, wanneer jy by die tafel kom, vriend, is dit alles oor Jesus Christus en wat hy gedoen het. Luister mooi wat ek vir jou sê. Moenie dit deur mekaar kry nie. Ek in my geregtigheid en ek hoe ek dit doen en ek lees my Bybel en ek doen die en ek doen daai. Stop. Die ouderlinge wat in die hemel is, die heilige wesens, almal, val wat? Val neer. Toe die lam die boek vat, toe val al die hele hemel neer. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Vir wie het hy jou gekoop? Vir God. Ek onthou 'n ou koortjie wat ons gesing het. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met U bloed gekoop, uit elke stam, nasie, volk en taal. Halleluja, halleluja, losgekoop deur Jesus bloed. Losgekoop, vrygekoop vir wie? Vir God die Vader. Sodat ek en jy in verhouding kan staan met God die Vader, versoen, teruggekoop. Die volgende vers 10. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Die doel van God was om jou en my te herstel, as priesters en konings van ons God. Baie mense sal sê, dit gaan gebeur, wanneer Jesus kom regeer, kom ons saam met hom regeer, wat ook al jou geloof is, wat ook al jy glo, dis nie my projek vandag om jy te oorreed oor enige iets van daai nie. Al wat ek hier met u vandag ontverstaan is, Jesus Christus het jou losgekoop vir God, jou vrygekoop van sonde, jou vrygekoop van jou verlede, jou vrygekoop van die onvergewensgesindheid waarmee ons sit, jou vrygekoop van die vloek, deur vir jou 'n vloek te word, want daar staan geskrywe, vervloek is elke een wat aan 'n kruishout hang.
Vriend, daar is geen verskoning vir my en vir jou, hoekom ek en jy nie om hierdie gebou moet dans en spring nie, dat die mense daar buite kan wees, daar's iets aan die binnekant van my wat gebeur het, iets het verander, toe ek die kruis sien en ek verstaan wat met Jesus gebeur het op daai kruis, toe hy opstaan, toe staan ek saam met hom op, 'n nuwe skepping, nie 'n verbetering op die ou nie, ek was nie 'n verbetering op die ou nie, die ou was, jy wil nie weet wat die ou was nie, ek was splinternuut gemaak deur hierdie God, 'n nuwe skepping, en hy kom en hy smelt sy gees saam met my gees en ek word een saam met hom en hy sê vir my, nou is jy my tempel en ek bly aan die binnekant van jou en ek sal jou nooit begewe nie en ek sal jou nooit verlaat nie. Waar is my probleem? Waar is my opgewonde? Waar is my strome van lewende water? Dit is my kop is besig om my uit te praat oor alles wat hierdie Christus vir my gedoen het. Deur wat ek geleer was in deur die kerk. Ek het geen probleem met die kerk nie, vriend. Dis die liggaam van Christus. Maar ek weet hoe ek geleer was. Doen en late, jy moet dit doen, as jy dit doen, wees seker jy doen dit. Niemand het met my gepraat oor verhouding met hierdie Jesus nie. Hierdie ware God, wat sy lewe vir my gegee het, sodat ek vandag in die vryheid kan lewe waarmee hy my vrygemaak het. En ek word nie weer, I do not get entangled again with the yoke of bondage. Ek is vry, ek is verlos. Jy wat nie my laasweek, is jy my laasweek, jy dink ek is nou opgewonde, jy moes my laasweek gesien het. Daai Gold Coasters het nie geweet wat om met my te doen nie. Vriend, want die binnekant gaan daar iets aan, en ek weet, jy kan geen kritisie nie, jy sit daar en jy kyk vir my somber, want dis hoe jy geleer is, dis hoe ons sit in kerk, maar ek hoop jy aan die binnekant, is daar besig om iets te roer, dankie suster, daar's besig om iets te roer, daar's besig om iets te gebeur, en sê, hierdie ou praat iets, wat ek nie het nie, ek verstaan nie hierdie dood, en hierdie nuwe lewe nie, ek het dit nodig, ek weet wat se week ek gehad het, ek weet hoe my jaar was, ek weet my vorige jaar was, dis dood, daar's nie lewe nie, dis net probleme, daar's nie oorwinning nie, ek wil vanmiddag vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus, die leeu van die stam van Juda is aan die binnekant van jou, en hy's daar gesit vir wat? Om jou omstandighede te oorweldig, om die vyand uit te wis, uit te roei, hy het oorwin. Die probleem wat ek en jy het, is ons kom na mense toe as die leeu van Juda. En ons behandel hulle soos ons wil. En ons kom na die vyand toe soos die lam. Ek weet nou nie wat ek gaan doen nie, die vyand. Ruil dit om. Die leeu van die stam van Juda het in jou inbeweeg. Dis tyd dat jy met jou omstandighede praat. Dis tyd dat jy met die vyand praat. Dis tyd wat jy 'n lyn in die stand trek en sê tot hier toe en nie meer verder nie. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hy kan nie almal verslind nie. Want hy is nie die leeu van die stam van Juda nie. Die leeu van die stam van Juda bly in my en bly in jou. En hy brul vanmiddag. Hy brul hier aan die binnekant. Hy brul en sê, ek is tot alles in staat deur wat? Deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles, ek is meer. Ek is nie 'n oorwinnaar nie. Ek is wat? Ek is meer as 'n oorwinnaar. Het jy al gedink, hoe lyk meer as 'n oorwinnaar? Ek het oorwin, en toe oorwin ek nog meer, en toe oorwin ek nog meer, en toe oorwin ek nog meer. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Maar terselfdertyd het ek hier die lam, wat mense lief het, wat mense nie kritiseer nie, wat mense nie oordeel nie. Terselfdertyd het ek hier die liefde vir 'n mens wat verlore gaan, wat hierdie Christus nie ken nie. Iemand wat sê, ek weet, ek is van kleins af as ek nou al en ek het my die gedoen en ek het my daai gedoen, maar daar's geen lewe nie. Daar's geen lewe aan die binnekant nie, want ons het nie saam met hom opgestaan nie. Ons is nog dood in die graf. Die vyand hou ons daar, deur ons gedagtegange, die manier hoe ons dink. Daar's vryheid vandag vir jou in hierdie tafel. Ek sê nou vir jou, vandag wil ek hê jy moet vir my luister en hoor wat sê ek vir jou. Dis die leeu en die lam op hierdie tafel. Hy's al twee, en hy's in jou, al twee. Hy's die leeu wat jou omstandighede sal oorweldig. Wanneer jy praat, en wanneer jy glo, as jy vir hierdie berg wat doen? As jy vir hierdie berg sê, nie as jy vir die berg kyk nie. Kyk hierdie berg. As jy vir hierdie berg sê, wat sê ek vir hom? Hef jou op, en werp jou in die see,
en ek nie twyfel nie, maar glo dit wat ek sê, gaan ek kry net wat ek sê. Hoeveel keer sê ek? 3 keer. Hoeveel keer glo ek? 1 keer. Wat sê jy van jou omstandighede? Die leeu van die stam van Juda is aan die binnekant en hy's besig om te brul en hy wil hê jy moet brul en jy moet begin praat met die situasie waarmee jy nie tevrede is nie. Hou op sit met dit. En terselfdertyd is hier die lam wat my leer om my vrou te hanteer. Is hier die lam om te weet hoe my kinders te hanteer. Is hier die lam om weet hoe my werkskollegas te hanteer. Is hier die sagtheid, hierdie teerheid, hierdie lam wat kom in liefde en sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jou prioriteit is, jou worstelstryd is nie vlees en bloed nie. Hou op mense beklei. Hoekom sal jy nou dit doen? Moenie dom wees nie. Paulus sê ek slaan nie soos iemand wat in die lug slaan nie. Moenie in die lug slaan nie. Moenie mense is nie 'n probleem nie. Iemand moet dit hoor. Iemand moet dit hoor. Mense is nie 'n probleem nie. Hy het vir jou gekyk. Mense is nie 'n probleem nie. Dis die vyand wat deur daai mense se hartseer en pyn en verwerping en kwaad en haatwerk om jou te affekteer. Weet jy geweet hulle kan niks doen nie, jy is hoe jy reageer. Ja, maar jy weet nou nie wat sy gesê het nie, maar jy nou weet wat sy gesê het. Weet jy wat, ek bel so vir Hester, ek wil vir Hester vertel wat hierdie een gesê het, want jy kan nie glo wat hulle gesê het nie. As jy gehoor het wat hulle gesê het, as jy sê, nou gat ons. En al wat hy sê is, jy moet hulle lief hê. Jy is die lam, ek is die lam, geslag van die fondasie van die aarde af, sodat jy in liefde kan wandel. Maar terselfdertyd het jy 'n leeu in die binnekant van jou, wat wil opstaan teen die omstandighede. Dat wanneer jy sien daai persoon kom en hy val jou aan vir geen rede nie, en jy het geen benou hoekom nie. Wie het dit al beleef? Wow, wat's nou fout met haar? Nee, dis wat ek sê. Wat's nou fout met hom? Of wat is nou hier gebeur? Of wat is nou dit? Verstaan net, jou worstelstryd is nie daai persoon nie. Dis nie daai persoon wat jou aanval nie. En daarom het ek daai persoon lief, maar ek het 'n leeu aan die binnekant van my, wat aan die ander kant van die persoon kan kom, by daai vyand wat hom bind, en ek kan met daai ding deel. Ek het die autoriteit in hierdie naam en hierdie tafel om met daai ding te deel. Weet jy dit? Weet jy dit? Ek sê nie die goed nie. Ek leef die goed. Ek het die Here eendag gevra. Moet asseblief nie laat ek kom goed sê wat ek nie doen nie. So wanneer ons praat oor omstandighede, wanneer ons praat van kinders, klein kinders, wat met hulle aangaan, wat met hulle gebeur, hoe die vyand hulle aanval. My vrou ken beter as meeste. Die geestelike oorlogvoering wat ek moet voer vir my kinders. Wat ek moet voer oor my familie. Wat ek moet voer vir ander mense. Sonder dat ek weet wat hier gebeur het, is dit te vergeefs. Sonder dat ek besef wat Jesus gedoen het, en dat hy oorwin het en my daai oorwinning gegee het, en ek het die leeu van die stam van Juda aan die binnekant van my, en ek het dieselfde tyd het ek die lam van God, wat geslag is, sodat hy my kon terugkoop, na God die Vader toe, en ek vandag kan sê, Abba Vader, my Vader. Het ek het verdien? Ag, asseblief, asseblief. Toe ek het nie verdien het nie. Toe ek het nie verdien het nie. Nou sing ek 'n lied soos dit, Houtkruis. Weet jy wat doen dit aan my aan die binnekant? Want ek verstaan. Ons gaan vandag hierdie nagmaal gebruik. Paulus skryf ons 'n interessante ding. Hy sê, Paulus was nie aan die tafel van die Here nie.
Tog het die Here dit waardig genoeg geag om aan Paulus die openbaring te gee van wat hier gebeur het. Dis belangrik dat ek en jy verstaan. Dis 'n groot prioriteit by God. Hierdie tafel is 'n groot prioriteit by God. Ek wonder as die hele hemel neerval in aanbidding vir die Lam. Ek wonder as die hemel nou moet neerkyk. En asseblief, dis net woordspel, maar nou nie weird raak nie. Ek wonder net as die hele hemel nou moet neerkyk op my en jou in hierdie klein gebouetjie, hoeveel is ons groepie? En hulle gaan kyk wat gaan ons doen. Of hulle wonder of hulle gaan besef, ons weet wat ons doen. Ons weet wat hier aangaan. Want hulle weet wat in die hemel aangaan. Hulle besef wat in die hemel aangaan. Daar's nie druk op jou om enige iets te doen en te wees wat jy nie is nie. Maar doen my een guns. As daar iets aan die binnekant is wat besig om jou te beweeg, moenie stil wees nie. Moenie kan nie sê wat om te doen nie. Maar ons gaan hierdie vat, want Paulus skryf vir ons, hy sê in die aand wat Jesus verraai was, het hy die brood gevat en nadat hy gedank het, gesê dankie vir die brood, het hy dit gebreek, hy het dit gebreek, en hy het vir hulle gegee, en hy het vir hulle gesê, eet, dit is my liggaam, doen dit in gedagtenis van my, dink aan my, dink aan die leeu, en dink aan die lam, dink aan my, doen dit in gedagtenis. Dink dit wat ek betaal het om by jou uit te kry. Dink wie jy nou is, nou dat ek vir jou betaal het. Dink wat die hemel nou vir jou gegee het. Dink wat is nou moontlik. Nie dink aan die ou verlede nie. Ek weet nou nie, weet nou nie van die boodskap nie. Jy weet, ek het nou al gehoor en hy probeer my arm buig en ek probeer niks doen nie. Ek kan niks doen nie. Die Heilige Gees moet die werk doen. Ek kan vir jou niks doen nie. Dis God se Gees wat in jou werk. Dis hy wat it's the Holy Spirit that witnesses with your spirit. Dis die Heilige Gees wat saam met jou gees saamstem, instem, hoor. Ek voel ongemaklik, het voel baie keer soos 'n glove wat nie pas nie. Ek weet nou nie, moet ek nie. Luister vir my. Laat hierdie oomblik 'n verandering in jou lewe bring, want hy het ook die wyn gevat en hy het dit gegooi en hy het gesê hierdie is die bloed van die watse testament? Van die my vrou speel saam. Hierdie is die bloed van die Nuwe Testament. Nou dat ek die bloed gevat het en by my vader ingekom het en vir hom gesê het, Vader, hier's die bloed vir Johan Duisel. En Vader sê, Heilige Gees, vul hom met alles wat hemel is. Help hom, verander hom, vernuwe hom, versterk hom. Laat hy besef wie hy is. Laat hy besef wat vir hom betaal is. Laat hy besef ek bly in hom. Laat hy besef sy gedagtes kan vernuwe word. Laat hy besef hy's nou 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Christus. Dit wat Jesus kry, dit kry hy, want Jesus het klaar alles vir hom betaal. Hy hoef nie meer te betaal nie. Al wat Johan Duisel nou gaan doen, is hy gaan sy siel kry om vernuwe te word. Daai emosies, daai kop wat wil sê, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer nie, ek is nie die nie, ek is nie daai nie. Hy gaan daai gedagtes gaan hy begin verruil van wat in sy gees gebeur het, en wanneer dit gebeur, dan gaan hy wees alles wat hy wil hê hy moet wees, en dan gaan niemand hom kan lospraat uit wat hier op hierdie tafel gebeur het nie, want sodra hy hierdie tafel vat, en hy vat hierdie embleme, dan besef hy, daar was 'n prys betaal, daar was 'n houtkruis, en daar was 'n redder op 'n houtkruis vasgespijker, vir jou en vir my. Vandag het jy my hoor praat, miskien het ek jou geïrriteer, hopelik nie, maar as ek het, vergewe my maar. Nou, miskien is u in hierdie gebou en het nog nooit regtig 'n besluit vir Jesus gemaak nie. U hoor wat ek sê, maar u het nog nooit regtig 'n besluit geneem nie. U het nog nooit gesê, weet jy wat, ek soek Jesus. Ek soek nie 'n kerk nie, ek soek nie 'n godsdiens nie, ek soek nie al die do's en don'ts wat ek nie moet nie. Ek soek Jesus. Ek wil vir jou geleentheid gee, vandag, om daai besluit te maak. Staan saam met my, please.
Elke oog toe asseblief. Die Here, Rakote, die hele hemel, glo ek, staan en kyk wat nou gaan gebeur. U het die woord van God gehoor. Hoe gaan jy respond? Vriend, miskien het ek en jy vandag die leeu en die lam omgeruil. Miskien is ek en jy besig om mense met die leeu te hanteer en die vyand met die lam te hanteer. Miskien is dit tyd vir omkeer vandag vir jou in jou lewe. Miskien is jy een van daai wat my stem gehoor het en gesê het, Johan, ek het nog nooit werklik 'n besluit vir Jesus geneem nie. Nie soos jy praat nie. Ek ken hom, ek was in die kerk, ek het in die kerk groot geword. Het jy 'n besluit geneem? Is jy wedergebore, vriend? Is my vraag aan jou vanmiddag. Ek wil hê elke een moet saam met my hierdie gebed bid. Ek wil seker maak dat wanneer ons die tafel gebruik, verstaan ons die waarde en dit wat gedoen is. So sê dit die volgende woorde agter my aan. Hemelse Vader, ek dank U vir Jesus. Ek dank U dat hy vir my gesterf het. Ek dank U dat hy my sonde weggewas het. Ek dank U dat hy my splinternuut gemaak het. Ek neem sy prys vir betaling aan in my lewe. Ek is nou vergewe van al my sonde. Ek is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Ek het die leeu van die stam van Juda. En ek het die lam wat geslag is, wat nou binne in my woon. Vader, van hierdie oomblik af, laat my lewe verander word deur die krag en die autoriteit van die woord. Soos ek hierdie nagmaal gebruik, verander my van die binnekant na die buitekant. Vader, laat mense sal sien, ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Vader, ek bid nou vir elke een wat uit hulle hart uit daai gebed gepraat het. Ons gaan nou U salute. Ons gaan nou sê, die leeu en die lam. Die leeu en die lam. Vat die communion op die tyd. Maar sê dit vir my. Die leeu en die lam. Sê dit met geloof, vriend. Sê dit met alles wat jy kan opwerk vandag. Alles aan die binnekant van jou. Sê die leeu en die lam. Die leeu en die lam. Ja. Die leeu en die lam. Die leeu en die lam. Roko shoto. Ons dank U vir vandag. Ons dank U vir vandag. U is die God wat die hemel en aarde gemaak het. U is die God wat in ons bly. Ek bid vir elke een wat hier was vandag, Here. U woord sny ons. Dis wat hy veronderstel is om te doen. Hy is veronderstel om in te dring tussen ons siel en ons gees en vir ons wysheid in ons hart. Ek wil bid, Vader, vir hulle wat uitgedaag was deur die woord vandag. Daai woord sal aanhou leef in hulle. Miskien is daar van hulle wat nie bereid was om vandag uit te stap nie en te sê, weet jy wat, ek is nie seker nie. Vader, geef hulle genade. Daar's geen oordeel nie. Daar's geen oordeel nie. Maar Vader, die goeie werk wat in hulle lewe begin het, dat U dit sal volbring. U is die een wat die werk doen. U is die een wat dit begin. U begin met 'n saad. Maar ek weet die saad vandag, Vader, val op goeie grond. En ek wil vandag bid dat die Satan kom onmiddellik, sê die woord, om daai saad te vat. Ek beskerm daai saad in die geesteswêreld. Ek beskerm daai saad dat jy nooit sal vergeet nie, die leeu
en die lam. Die leeu en die lam. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God, die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen.